julle het hekkies gedoen op skool in die atletiek nie. Maar as mens hekkies doen, dan is dit nou nogal 'n hele moment, jy het 'n paar vereistes om oor hierdie hekkie te kan kom. En baie keer dan slaan 'n ouma jou maarmerries redelik stikkend teen hierdie hekkies om oor die hekkie te kan kom, en dit is regtig nie almal wat dit kan doen nie. Maar dit laat my dink aan 'n verhaal van 'n seun. En hierdie seun het iemand gesien hardloop. En hulle het besluit, maar ja, hy kan regtig 'n goeie atleet wees. Hy kan die perfekte hekkies atleet wees. Hy kan Olimpiese spele wen met hekkies. Hy moet geleer word hoe om hierdie hekkies te hardloop. En sy ouers het hom afgestuur na 'n spesiale skool toe waar hy die afrigting kan kry wat 'n baie goeie sportskool is, en daar het hy gehardloop. Hy het gehardloop om hierdie hekkies te kan doen en hy het geoefen, maar elke keer dan kyk hy hierdie vreemde hekkie ding aan en dan verstaan hy nie maar hoekom kry hy dit nie reg nie. Hy sukkel en sy afrigter het hom probeer help, maar hy sukkel. En dan neem hy deel aan wedrenne en dan kom hy laaste. Hy neem toe weer deel aan 'n wedren en hy kom toe weer laaste. En dit begin toe sy moed heelwat breek. En sy afrigter kom toe na hom toe en sê vir hom: "Jessie seun, ek wil jou regtig help. Ek gaan eerder laat ek en jy 'n uur voor oefening elke dag begin, dan leer ek jou die spesifieke tegnieke wat jy nodig het om 'n hekkies atleet te word wat die Olimpiese spele kan wen." En die seun het net gesê, "Nee dankie, hy wil nie die hulp hê nie. Hy sal maar eerder teruggaan na sy ouers toe en hy wil eerder neerslaap en kry om op sy akademie te kan fokus." En die seun het daai aand in sy bed geklim en hy het 'n droom gehad oor 'n plant. Hy het gedroom dat die plant was 'n pragtige plant met die mooiste blomme. En in die pot waarin die plant geplant was, het hierdie plant eintlik toe nou later al hoe leliker en leliker begin word. Maar die een ding wat hierdie plant gedoen het is, hierdie plant het geweier om die ekstra kos wat vir hom gegee was in te neem. Die plant het geweier dat die gif wat op hom gespuit word om die goggas weg te hou, 'n effek het op hom. Die plant hy wou net nie hulp gehad het nie. Die plant het al hoe swaarder en swaarder begin kry. En eendag toe kom die tuinier en hy praat toe vreeslik mooi met die plant. En hy vertel vir die plant, maar hierdie ekstra kossies, ekstra voeding is daar om jou te help groei, om jou die beste en die mooiste plant te maak wat jy kan wees. En die gif wat ons op jou spuit is dat die goggas jou nie kan eet nie, maar die verskil wat jy moet doen is, jy moet jouself oopmaak, sodat jy die beste moontlike plant kan wees, wat jy jouself toelaat om te wees. En die seun het wakker geword na hierdie droom, en hy het iets vir homself gaan vra, wat beteken hierdie droom vir homself? En hy het teruggegaan na die atleet toe, en hy het teruggegaan na die oefening toe, en hy het vir sy afrigter gaan sê, ek wil daar ekstra uur oefen. En hy en die afrigter het elke oggend 'n uur vroeër opgestaan, hulle het gaan oefen, en die afrigter het video's geneem en vir hom gewys oor wat is dit wat hy verkeerd doen, wanneer hy dan nou hekkies hardloop en hier oorspring. En hierdie seun het op die einde van die dag so hard geoefen, dat hy wel 'n Olimpiese atleet geword het, want hy het homself oopgemaak vir die moontlikhede wat daar is. En dit laat my sommer dink aan ons Christendom, dat Jesus het gekom om vir ons elke ene die beste Christen te laat kan wees, wat ons kan wees. Maar partykeer is ons nie oop vir daai veranderinge nie. En hier in Galasiërs 5 vers 22 gee hy vir ons die algemene goedjies wat ons so goed ken al, die vrugte van die Gees, maar hy sê vir ons dat ons moet dit gebruik sodat ons die beste moontlike Christen kan wees, wat Jesus ons toelaat om te wees. En dit sê daaroor, die vrug van die Gees daarteenoor is die liefde, die vreugde, die vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Maar ons kan nie daai dinge doen as Christus nie binne in ons is en dat ons toelaat dat Christus ons die beste moontlike mens probeer wees wat ons kan wees nie. En ek hoop iets uit hierdie verhaal van die Olimpiese spele, vra jy jouself af, wat is dit wat ek moet toelaat om myself die beste moontlike mens en ook Christen te wees wat ek kan wees? Wat is daar die voeding wat van buite kom en dalk daar die bugspray wat op my gespuit word sodat die lelike my nie opvreet
van buite nie, maar dat ek eerder kan groei en die mooiste mens kan wees, wat ek kan wees, wat God wil hê ek moet wees.